So ek word dan ons kry die goedjies reg die vanaand is. Vandaag, ja, ons is op die vooraand van die laaste jaar, nog nie vanaand en môre aand ook, in die week van gebed. So dit is lekker om julle die reis te reis. Ons gaan vanaand sommer hier met vanaand 4 liedjies sing. So daai kom verander my hart oor Here. Nou kan ek nie onthou, ek dink dit is net een keer. Nee, ek het op 2 keer na mekaar, ekskuus. Ja. Ek dink so. So kom ons gaan maar net eers met hom en dan kyk dan weet ek hoe dit verder loop. Die volgende lied is 2 liedere, is volkliedere, en die eerste ene sluit 'n bietjie aan by juis vanaand se tema. Ek soek na die lewende water. Ons gaan vers 1 en vers 4 sing, en sommer direk daarna dan volk 1-2-0, soos 'n Wilsbog. Ons sing 2 versies, en dan sing ons die 2-7-8, en ons gaan op die Gees van ons lei, dit gaan ten minste 2 keer wees. Soms so onaangekondigd aan mekaar asseblief, dankie kinders. Thank you.
ons nou ook in 'n gejaagde week sommer net ook vir 'n oomblik hier in die kerk kom stil word. Baie dankie daarvoor. Mag ons die stem hoor in mekaar se gebede. Mag ons die stem hoor in die woord wat ons gaan lees en in die oordenking wat ook naby ons lê. Ook met die liedere wat ons sal sing. Dankie allekeer. Amen. Goed, vriende, net gou weer vir die week van gebed het ons 5 sleutelwoorde om ons in gebed te lei, waarby ons stil staan. Julle ken ook seker al by hierdie tyd die woorde. Die 5 woorde is kom, kyk, wag, vanaand verlang, en dan gaan ons die volgende ene wees by bely. Het tannie jou kopie? Ekskuus, ek het vergeet. So dit neem ons op 'n eenvoudige gebedsreis met 5 stasies. En daai 5 stasies kan of 5 verskillende maniere van bid wees, of dit kan 5 stasies in een gebed wees. Die bottom line is dit die Here vir ons in hierdie tyd net weer kom herinner dat ons in ons leefstyl dit moet inoefen en inwerk om ook soms 'n stadige pas te hê, sodat ons met hom kan tyd spandeer. Soos wat 'n ou, die van julle wat nog die aand kan onthou, dan het 'n ou lekker gemarseer en dan op 'n stadium het hulle vir jou gesê, markeer die pas, dan staan jy net 'n druppel op een plek. Iets daarvan is waar, dat 'n mens net 'n bietjie gaan stil word, om regtig teenwoordig te wees by God. En dit is 'n leefstyl. Mens kan dit gou doen. So nadat ons die eerste aand gekom het, en die tweede aand gekyk het, en gisteraand gehoor het, ons moet ook soms wag, gebeur daar iets binne in ons. Nou daai ding wat binne ons gebeur is nie 'n klomp lawaai nie, dit is nie dramaties nie, maar dit is diep. Die binne in ons begin na 'n verlange roer, 'n rukking na meer van God. En daarom sê ons vanaand in die woordjie verlang na God, pas nog al en om ons 'n bietjie die skrif uit vir ons toe te lig, 'n mooi gedeelte uit Johannes 4 uit wat ons goed ken. Johannes 4 vers 13, 14 en 15. Dit is nou Jesus wat by die put gekom het, en dan ontmoet hy die Samaritaanse vrou, en dan vra Jesus vir haar water, en dan lees ons in vers 13, okay, kom ons lees vers 11, sê die vrou sê vir hom, meneer, jy is 'n skepter nie, en die put is diep, waar gaan jy lewende water maar vandaan kry? En dan vers 13, maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal. En ons kyk ons na die storie daarop, waar Jesus dan op haar konfronteer met haar lewe. So vriende, kom ons gaan net gou weer met 'n voorvlug oor die storie. Jesus sit boeg by 'n put in die hitte van die dag. En 'n Samaritaanse vrou kom water skep, alleen, op 'n tyd, wanneer niemand anders daar is nie, want dit is warm tyd van die dag. En die vrou se lewe dra die merke
van seer, die merke van gebroke verhoudings, en heel waarskynlik ook van skaamte. Sy is nie 'n goeie vrou. Sy is nou nie 'n tipiese kerkmeisie. Maar as jy sê hierdie oomblik, in hierdie onwaarskynlike oomblik, wat Jesus haar ontmoet. Is dit nie baie waar van baie keer van ons lewe van mense van wie ons weet? Dat het tot bekering gekom het, jy is nie in die kerk, jy is nie in 'n Bybelstudie, maar op 'n onwaarskynlike plek. En ons praat nie van of, ons praat van en. Ons het vroeër in die week verwys na 'n ou wat besef het, sy eerste gebed was 'n vloek uitroep teenoor God. Want dis hoe die Here baie keer ook werk. Daar waar ons nie meer kan sien of ons dink dit gaan werk. Jesus en 'n vrou, jy weet, hy is dood en nou sit nog iemand wat benede die Jode is, 'n Samaritaanse vrou. Jy weet dan, nie heilig is of nie rein, soos hy van hulle so sê daai tyd. En dan praat hy eers, chit-chat so 'n bietjie oor gewone water. Maar Jesus, soos wat ons Sondag geleer het, ook van Nathanael, dat hy hom ook al geken het, voordat hy gekom het. Ken Jesus die vrou. En hy weet, haar dors is nie 'n fisiese dors. Ander kan die vloeistof, weer 'n ander soort dors, 'n diepe, belangrike dors. Onmoontlik, 'n dors wat onmoontlik is om self te kan lees. Dis 'n dors van die hart. Dis 'n dors wat water nie kan, gewone water wat ek nie drink elke dag nie kan lees. Dan sien Jesus van vers 13 en 14. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Nie in die put se water. Maar wie van die water drink wat ek hom of haar sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. En ons ken daai dors ook, as wat ons baie keer in die kerk. Dis 'n gevoel dat iets ontbreek. Selfs al lyk dit of alles reg is. Baie keer probeer ons dit stil maak, hierdie dors met prestasies, aanvaarding en verhoudings, en sosiale media en afleiding. Maar kom ons weer op 'n punt waar ons agterkom wat dit hou nie. Trevor sal vertel van 'n dominee wat gaan huisbesoek aflê by 'n paartjie waar die man en die vrou al twee baie erg drankverslaafd is. En hy klop by die deur en 'n verwaarloosde kind maak die deur oop. En hy vat die dominee in kombuis toe, waar hy 'n daglike vuil kombuis moet sit. Met 'n man en 'n vrou wat se tonge sleep. Dat jy kan sien, daar was lanklaas skoongemaak, met 'n klomp leeborrels, al glase. En dan vertel die dominee hoe hy oorweldig is deur die hartseer en hopeloosheid. En dan bid hy daai oomblik vir die Here en hy vra vir die Here, wat sê 'n mens in hierdie tyd? Wat sê 'n mens nou? En al woorde wat by hom opkom is, dit hoef ons nie so te wees. En so sê Jesus vir elkeen van ons, dit hoef nie so te wees. Jesus kom lê sy vinger op 'n Samaritaanse vrou